Goeiemôre dames en here en welkom by die volgende kwartaal wat ons healthview met julle deel. En soos ek altyd sê, ons doen dit sodat daar 'n bietjie tyd is vir julle om daar te dink voor ons julle sien vir die vergaderings. So ons het die normale hoeveelheid skyfies en min of meer dieselfde formaat. So ek hoop om so in 'n uur deur te gaan. Die lang weergawe van die dokumente is Vrydag uitgestuur aan al ons kliënte, so u behoort dit te hê. So die skyfies wat ek vandag wys is 'n gereduseerde weergawe daarvan, maar die lang weergawe daarvan het jy ontvang en jy is welkom om daarna te kyk. So net ter herinnering, die benadering wat ons volg is basies van bo en van onder af. So ons van bo af kyk ons na ekonomiese aspekte en ons kyk na die risiko van resessie wat belangrik is, want wanneer daar resessies plaasvind, dan doen markte tipies nie goed nie. So ons wil weet wat die risiko is dat daar dalk 'n resessie kan wees, en dit is nog steeds op die tafel in Amerika. Dit het nou wel 'n bietjie verminder, maar ons sal praat daaroor. Ons kyk na geldeenhede, ons kyk na die waardasie van bateklasse, style, geografie, en ons doen dit alles op 'n gestandardiseerde basis, soos ek al voorheen verduidelik het, wat ons na al die metrics kyk, of al die dinge kyk wat ons meet, en dan standaardiseer ons dit op 'n skaal van -3 tot 3, waar as iets positief is en 'n 3 kry, dan beteken dit dis 'n goeie teken. Inflasie byvoorbeeld is laag. As inflasie hoog is, dan is dit 'n negatiewe telling wat dit kry. So alles word gestandaardiseer na 'n skaal van -3 tot 3, en dit gee ons 'n goeie houvas en 'n manier om dinge te vergelyk met mekaar, en dan kan ons ook daai +1, +2, +3 of -1, -2 omskakel in 'n posisie relatief tot 'n gidslyn byvoorbeeld. So ons kan sê, en wat ons tipies doen is, as iets 'n 1 positiewe telling het, 'n bateklas aan die einde van die hele proses, dan kan ons 5% oorgewig wees, is telling van 2, 10% oorgewig en sovoorts. En ons gaan nie tipies meer as 15% oorgewig in enige spesifieke rigting nie, want dan raak die risiko natuurlik hoër. So dis ons algemene proses wat ons volg, en dit is ook die dele van die praatjie waar ek gaan om al hierdie verskillende aspekte te dek, soos wat jy weet. Ook net ter herinnering, ons kyk na al die verskillende geografieë en ons vorm opinies daaroor. So ons kyk na Suid-Afrika, ontwikkelde lande, ontwikkelende lande, China op sy eie, omdat dit die tweede grootste ekonomie in die wêreld is en van belang is, en dan kyk ons na geldeenhede. Dan kyk ons na die bateklasse, ons kyk binne aandele na die verskillende style, en binne rentedraende instrumente kyk ons na die verskillende durasies. So ons kyk na kort durasie, wat basies enigiets van kontant, en bietjie langer durasie as dit is, en dan al die pad tot by hoë durasie, wat tipies staatseffekte is, wat iets tot 30 jaar durasie kan hê, en die All Bond Index, of die alle staatseffek indeks in Suid-Afrika se durasie is so 6,5 jaar. So dit gee mense 'n idee wat lang durasie posisionering is. So ons vorm 'n opinie oor al hierdie bateklasse, oor al die geografieë, sodat ons aanbevelings kan maak vir portefeuilles wat dit dan betref. Die belangrikste beginpunt, of een van die ankers vir portefeuljebestuur, is dat ons tipies ten minste neutrale blootstelling aan risikobates wil hê, aandele, eiendom ensovoorts. En die rede daarvoor is dat markte opgaan oor tyd. Aandele het die hoogste risiko in die kort termyn in terme van volatiliteit, maar oor die lang termyn is dit die bateklas wat die beste prestasie lewer as jy die risiko kan absorbeer. En ek gaan nou nie in al die teoretiese argumente ingaan hoekom dit so is nie, maar ons weet almal, aandele oor die lang termyn wen enigiets anders, en daarom wil ons ten minste neutraal geposisioneer wees, of gesonde vlakke van aandele blootstelling in portefeuilles hê, behalwe as ons dink daar is spesifieke risiko vir kapitale verliese in die kort tot die medium termyn, en daardie risiko's vir potensiële kapitaalverliese gebeur tipies
nie altyd nie, maar tipies wanneer daar resessies plaasvind, en dis wat hierdie grafiek wys. Wanneer 'n mens die tekens vir 'n resessie kan identifiseer, is dit die tyd wat jy meer versigtig moet wees met jou aandeelblootstelling. Waarskynlik bietjie aandele moet verkoop of ondergewig moet wees as jy 'n gidslyn of 'n benchmark in jou portefeulje het. Nou dis makliker gesê as gedaan hierdie goed, maar daar is tog wel dinge wat 'n mens kan monitor om jou 'n idee te gee van hoe hoog die risiko is dat daar 'n resessie kan wees, en dit is tipies die dinge waarna ons kyk. En dit is wat op hierdie skyfie gewys word. Die tipe goed waarna mens kan kyk, daar sit hier 'n klomp ekonomies goed, maar iets wat baie goed gewerk het in die verlede, is om na die vorm van die staatseffek koers te kyk, die shape of the yield curve, en tipies wanneer hy omkeer, wanneer hy invert, wanneer die lang einde laer is as die kort einde, is dit histories gesproke 'n risikoteken gewees dat daar 'n resessie mag plaasvind. En as mens terugkyk oor die laaste 60, 70 jaar, dan 8 uit die laaste 9 of 9 uit die laaste 10 kere wat die staatseffek koers invert het, het daar wel 'n resessie plaasgevind. En die grafieke wys die verskillende staatseffekkoerse in Amerika waarna ons kyk, en tipies kyk ons na Amerika want die Amerikaanse ekonomie dryf basies maar wat in die res van die wêreld gebeur. En soos u kan sien op die grafieke, dit is nog steeds bietjie inverted, omgekeer. Daardie was die slegste punt gewees van die diepste inversion, toe was die risiko vir resessie die hoogste. Dit het bietjie genormaliseer, maar dit is nog nie normaal in die sin daarvan dat dit bo die lyn is, bo daardie oranje lyne is, en daarom 100% die normale vorm het nie. En daarom, as 'n mens kyk na die aanwysers onder, dan is daar nog 'n bietjie risiko van 'n resessie wat aangedui word deur hierdie lesings, en dit, as mense waarskynlikheid daarop wil sit, dan is dit waarskynlik iets soos 20 tot 33 of 'n derde % waarskynlikheid dat daar 'n resessie in Amerika kan plaasvind. En miskien om net bietjie af te wyk van die inleiding, wat in Amerika gebeur het in die laaste paar jaar is dat hulle rentekoersverhogings gehad het, of heel wat hoë rentekoerse na COVID, toe hulle inflasie moes begin beveg, toe inflasie opgeskiet het. Baie hoë rentekoerse as wat hulle in die dekade voor dit gehad het, en die ekonomie, interessant genoeg, het op sy voete gebly of sterk gebly vir 'n baie lang tyd, en daar was spesifieke redes daarvoor. Daar was die stimulus checks wat mense ontvang het tydens COVID, wat ek dink dit was iets soos 'n triljoen of 2 se ekstra geld in mense se hande gesit het, en hulle het dit gebruik om hulle self te buffer in die laaste klomp jaar. Maar soos wat inflasie begin normaliseer het Amerika nou begin, jy weet, die ekonomie het begin afkoel, en hulle het nou rentekoersverlagings begin doen, maar daar is sekere bekommernisse oor die werk, die jobmarket, die werkmark in Amerika, en ons sal net nou nog 'n bietjie daaroor praat. So daar is die tekens dat daar nog steeds ekonomiese verlangsaming plaasvind, alhoewel die mark sterk gebly het. Daar was natuurlik al hierdie ander invloede van kunsmatige intelligensie en die tegnologiemaatskappye wat baie goed gedoen het, en is eintlik maar 'n handjievol maatskappye, daai Magnificent 7 wat die mark gedryf het. So dit was 'n baie narrow mark gewees, maar die mark het aanhou opgaan en die ekonomie het redelik goed gebly, maar 'n mens moet nie dink alles is, weet, al die ligte is groen en alles is great net op grond van wat mense in die mark gesien het, want soos ek sê, dit was nogal narrow, nou gedryf gewees en gekonsentreer gewees in tegnologie. Daar is bekommernisse oor die breër ekonomie wat verlangsaam oor tyd. Nou, tipies is rentekoerse wat gesny word 'n positiewe ding vir markte, maar mense moet ook verstaan, uit 'n ekonomiese oogpunt word rentekoerse gesny om 'n probleem op te los. So rentekoerse wat gesny word in Amerika nou is 'n responsfaktor tot 'n ekonomie wat hulp nodig het. En dis miskien nog 'n manier om daaroor te dink, jy weet, as die ekonomie 100% fine was en daar geen bekommernisse was nie,
en inflasie was nog steeds bo die langtermyn gemiddeld en dit is waar dit is, dan sou hulle rentekoerse hoog gehou het. Dan sou hulle nie rentekoerse begin sny nie. So mens moet die nuus uit Amerika dat hulle nou al 'n paar rentekoersverlagings gehad het, moet 'n mens lees dat dit die boodskap daarin is dat die Fed die uitkyk neem dat die ekonomie nou laer rentekoerse nodig het, wat beteken hulle kom agter die ekonomie is besig om te verlangsaam en hulle wil natuurlik nou probeer help keer dat daar nie 'n resessie plaasvind nie. Of as daar 'n resessie is, wil 'n redelike mild resessie hê. En aan die Fed self natuurlik is daar's baie meer druk in die Fed as ek mense nou so kan stel, want president Trump het 'n appointee gedoen wat baie verskil in opinie van die res van die Fed en byvoorbeeld daardie persoon se opinie was dat hulle 50% of 50 basispunte rentekoersverlaging moes gedoen het verlede week en daar was ander Fed governors wat gedink het nee, hulle moenie rentekoers verlaag nie. So die konsensus in die Fed is ook besig om te verswak en ons besig om druk op te bou en dit maak dit uit 'n oogpunt vir ons natuurlik meer onseker in watter rigting dinge gaan beweeg en wat die invloed vir portefeuilles kan wees. So is 'n bietjie 'n lang storie gewees om te sê ons monitor al hierdie dinge, maar spesifiek die staatsefekkoers vir risiko van resessie en dit sê nog steeds 'n mens moet 'n bietjie versigtig wees en die feit dat hulle rentekoerse sny is 'n teken dat hulle die uitkyk neem dat die ekonomie hulp nodig het en hulle fokus nou op groei eerder as inflasie en dis 'n verandering wat in die laaste 6 maande tot jaar plaasgevind het. Daar is ook 'n ekonomiese en 'n besigheidssiklus en tipies wanneer jy in die sterk fase van die siklus is, wil jy oorgewig risikobates wees, maar hoe nader jy aan die einde kom, wil jy versigtiger begin wees en dit is waar ons dink Amerika homself bevind. So ons is versigtig vir Amerikaanse aandele wat die duurste aandele in die wêreld is, alhoewel hulle aanhou goed doen het. En China is 'n voorbeeld van 'n land wat aan die ander kant van die kurwe is. Hulle het swak ekonomiese groei gehad, hulle probeer stimuleer en die Chinese mark het in die laaste sedert September verlede jaar omtrent eintlik baie goed gedoen en ons sal net 'n bietjie daarna kyk. Dit was basies een van die beste of die beste aandelemark gewees en dit was in respons tot die stimulus wat in China gebeur, maar ook die retoriek rondom die tariewe wat gepiek het in April en toe bietjie begin verminder het en dit gaan maar baie vorentoe en agtertoe, soos jy weet, Donald Trump en Xi Jinping het verlede week weer ontmoet en daar's verskillende opinies oor wie die beste daarvan afgekom, maar dit lyk tog asof dit bietjie die druk rondom tariewe en die verhouding tussen China en Amerika verlig het, maar ek dink miskien net om een langtermyn ding te sê, ek dink die magsspel tussen China en Amerika is iets waaraan ons gewoond gaan moet raak vir die volgende klomp dekades vorentoe. Dis nie iets wat in die kort termyn gaan uitspeel nie en dit gaan baie vorentoe en agtertoe gaan, maar dit is die twee grootste ekonomieë in die wêreld en beide het geleenthede vir ons om in te belê, so ons sal dit moet navigeer. Jy weet, ons sal al die volatiliteit en die vorentoe en die agtertoe uit 'n geopolitiese oogpunt wat mag gebeur, sal ons moet navigeer, want mens wil nie een van die markte uitsluit nie, natuurlik nie Amerika, definitief nie, maar ook nie China uitsluit uit jou beleggingsportefeuilles nie, glo ons, want China beïnvloed natuurlik ook die res van die ontwikkelende lande. So wat goed is vir China is tipies goed vir Suid-Afrika, want as die Chinese ekonomie warm aan die gang is, dan is dit positief vir ons in terme van uitvoere van sekere dinge na daardie ekonomie. Ons het 'n lys van dinge wat ons monitor in terme van hierdie risiko van resessie en baie van hulle het al verbeter. Ons het hierdie lys al voorheen gewys. Ek dink ons omtrent 12 items op die lys. Party van die punte het al reeds begin verbeter en het ons meer positief oor aandele en risikobates gemaak oor die laaste jaar. So ons het van 'n groter ondergewig na 'n kleiner ondergewig beweeg in ons aanbevelings en die tipe goed wat reeds positief verander het is
In Amerika het die Fed opgehou om rentekoerse op te stoot en toe het hulle eventueel die eerste rentekoersverlaging gedoen en die dollar het bietjie begin verswak. Die dollar het omtrent al 10% verswak hierdie jaar. So daar's 'n paar dinge wat tipies positief is vir groei en spesifiek vir groei in die res van die wêreld wat begin gebeur het, maar die twee uitstaande items waarvoor ons nog wag is hierdie vorm van die staatseffek koers wat nog moet normaliseer, punt 5, en dan ook wat hulle noem die stock-bond ratio of die verhouding tussen staatseffekte en aandele is nog steeds nie heeltemal ten gunste van aandele nie. Die aanwysing is dat mense nog steeds staatseffekte moet prefer omdat hulle goeie yields bied en omdat hulle goedkoper is om daardie rede as wat aandele is, so dat al die ligte is nog nie heeltemal groen vir aandele en risikobates nie, maar baie dinge het al verbeter en daarom het ons al nader en nader aan ons neutrale posisie begin beweeg. So ter inleiding vir die res van die gesprek, as mens alles in ag neem, dan is die geografiese areas en die bateklasse waar ons die mees positiewe voel as 'n mens al die ekonomiese dinge in ag neem en ook al die bateklaswaardasies in ag neem en die geldeenhede, dan is dit die lysie aan die linkerkant, Suid-Afrikaanse en Chinese aandele, ontwikkelende lande se aandele, ook eiendom, en dan al die verskillende kategorieë van rentedraende instrumente, want koerse is hoog. In die ontwikkelde wêreld, relatief tot hulle eie geskiedenis, is staatseffekkoerse redelik hoog, teen 4% plus, en in Suid-Afrika is staatseffekkoerse hoog. So as 'n mens 'n bietjie versigtig wil wees rondom die risiko van resessie en geopolitiese risiko, en om daai rede wil jy bietjie bate allocasie doen en ondergewig aandele wees, of bietjie winste inlok, profits inlok, bietjie winste vasmaak, dan is dit 'n goeie idee om in hierdie staatseffek of nie net staatseffekte nie, maar rentedraende instrumente in te gaan, want die koerse wat mense kry is goed, en Suid-Afrikaanse rentedraende instrumente by die flexible tipe managers gaan waarskynlik vir jou naby 10% gee in die volgende 12 maande, so mense met 'n amper sekere 10% opweeg teen aandele wat kan baie goed doen of relatief sleg doen. Op 'n risiko gebalanseerde basis kan mens definitief van die goeie rentedraende koerse gebruik maak. Ons is positief daaroor, ons is positief oor ontwikkelende lande se geldeenhede, ons sal net 'n bietjie kyk na die waardasies daarvan, en dan ook kommoditeite, spesifiek die Japaneese geldeenheid lyk goed in die sin daarvan dat hy swak is, so hy kan versterk, en as hy versterk teen die rand, dan maak 'n mens winste in die proses as jy in Japan belê is. So dis hoe mense oor die yen kan dink. En dan aan die regterkant die lysie van dinge wat ons dink in die laat stadium van die siklus is en waar ons meer versigtig is maar basies die duur markte en die duur geografie. So dit is tipies ontwikkelde lande, se aandele, tegnologie wat baie goed gedoen het, maar op hoë prys-verdienste verhoudings is, spesifiek die Amerikaanse mark, en dan die dollar, dink ons kan nog steeds 'n bietjie verswak. So dit is die lysie van dinge wat ons ondergewig wil wees, op 'n bietjie meer versigtig voor wil wees. So as ons net baie vinnig kyk na hoe hierdie posisie wat ons eintlik tot 'n groot mate gehad het vir die laaste jaar of so uitgewerk het, en spesifiek meer onlangs, dan kan ons vinnig ons Houseview portefeulje se prestasie net analiseer, en baie van die posisies wat ons gehad het wel baie goed gedoen. As mens kyk hier aan die bokant van die grafiek oor die laaste kwartaal tot einde September, goud baie goed gedoen, goudmyners goed gedoen, Chinese aandele goed gedoen, Suid-Afrikaanse aandele goed gedoen, ontwikkelende lande se aandele goed gedoen, ons staatseffekte het goed gedoen, so ook aandele, en dan Japan, en dan eers kom ons by die Amerikaanse mark, en dan verder af die Europese mark, en internasionale rentedraende aandele. So wat
Wat goed vir ons gewerk het, is die goud en die ontwikkelende lande, China, Suid-Afrika ensovoorts. Wat minder goed gewerk het, is die posisies wat ons gehad het om defensief te probeer wees, die posisies wat ons gehad het in ontwikkelde lande se rentedraande effekte, en kommoditeite, behalwe goud, het nie so goed gedoen nie, soos wat ons hier kan sien. So, niks het eintlik negatief gedoen oor die laaste kwartaal nie, maar die posisies, die spesifieke posisies wat baie goed gedoen het ons gelukkige blootstelling in gehad. En net om 'n bietjie te sê wat ons posisionering gewys verander het oor die laaste jaar, ons was ondergewig, en ons het bietjie aandele spesifiek in die ontwikkelde wêreld teruggekoop na die mark in April gekorrigeer het of afgekom het, en toe in die tweede kwartaal het ons na die Amerikaanse mark teruggespring het ons bietjie van daai posisie geroteer uit Amerika en uit die algemene ontwikkelde lande spesifiek na Japan en medium grootte maatskappye wêreldwyd. So ons het geografies dit bietjie 'n klein tilt gemaak van omtrent 5% uit die duurste markte na die ontwikkelde lande wat bietjie beter lyk. En nou mees onlangs in hierdie kwartaal het ons weer takties bietjie aandele verkoop. So die aanbeveling wanneer ons julle sien in hierdie kwartaal sal wees om te sê, kom ons hê 'n gesprek of 'n mens dalk bietjie van die goeie winste wat ons hierdie jaar gesien het, uit die mark in die algemeen en uit spesifieke aspekte soos wat ons hier kan sien, om bietjie wins te neem uit van dit, en so 5% net daarvan te bank en dit miskien in rentedraande effekte te sit. So dis die verandering wat ons nou mees onlangs in ons Healthview doen en dis definitief die gesprekke wat ons met julle ook sal hê. As ons aanbeweeg na die 1 jaar posisie, lyk dit baie dieselfde in terme van die verskillende dinge wat regtig goed gedoen het. Dit lyk baie soortgelyk as oor die laaste kwartaal. So dit het redelik goed uitgewerk vir ons kliënte se portefeuilles en vir ons eie Healthview portefeuilles. So net in konklusie, die lysie waar ons nog steeds positief is, was waar ons geposisioneer was en die groot meerderheid daarvan het goed uitgewerk. Dit aan die regterkant wat ons as duurder beskou, het relatief gesproke tot dit wat links is minder goed uitgewerk. So ons het eintlik 'n baie goeie laaste kwartaal en laaste jaar gehad. Dis eintlik maar net die ondergewig in Amerikaanse aandele en die rentedraande instrumente wat ons bietjie terughou het. So as ons nou begin nader beweeg na portefeulje posisionering en ons begin deur te kyk na wat die navorsing van die navorsingshuise wat ons gebruik impliseer op 'n vorentoe kyk basis, dan kan ons vinnig daardeur gaan. Bank Credit Analyst is een van die internasionale navorsingshuise wat ons gebruik en kom ons kyk baie vinnig wat hulle view is vir die volgende 12 maande. Aandele, neutraal, rentedraande aandele, rentedraande instrumente, so bonds, staatseffekte onder andere, oorgewig, so bietjie meer defensief en neutraal op kontant. En hoe dit ontwikkel het oor die laaste jaar of jaar tot op datum, elkeen van hierdie kategorieë is hulle aandele view was negatief, so hulle het 'n resessie verwag. Hulle het gedink as 'n redelike groot waarskynlik van 'n resessie, so hulle was ondergewig aandele, maar onlangs het hulle na 'n neutrale posisie beweeg. So daai neutrale posisie daarbo is eintlik een wat eers in die laaste maand plaasgevind het van 'n ondergewig posisie voor dit. So hier's 'n voorbeeld van 'n navorsingshuis wat kyk na wat in Amerika gebeur, die feit dat rentekoerse nou gesny word, dat inflasie redelik onder beheer lyk. Dit lyk nie asof dit uitskiet na die bokant toe as gevolg van tariewe nie, en hulle dink 'n resessie waarskynlikheid het waarskynlik bietjie kleiner geword en daarom is hulle bietjie meer positief oor aandele. Hulle opinie oor rentedraande instrumente het eintlik derentyd positief gebly in die laaste klomp maande en so ook hulle opinie oor kontant. As ons kyk na hulle opinie oor die geografiese areas, dan is hulle basies neutraal oor die hele lys.
Amerika, Europa, Japan en ontwikkelde lande, en hoe dit vir die ontwikkelde lande en Amerika ontwikkel het is, hulle was positief oor Amerika vroeër in die jaar, maar hulle het dit na 'n neutrale posisie verander, en hulle het van 'n negatiewe posisie of 'n negatiewe uitkyk teenoor ontwikkelende lande na 'n neutrale posisie beweeg. So dit beteken hulle raak bietjie minder positief oor Amerika as 'n beleggingsdestinasie en bietjie meer positief oor ontwikkelende lande, wat natuurlik vir Suid-Afrika ook goeie nuus is. As ons kyk na die rentedraende instrumente, is hulle positief oor staatseffekte, oorgewig, maar hulle is ondergewig die hoër risiko rentedraende instrumente, en dis basies maar krediet. So dis verskillende kategorieë van krediet wat basies rentedraende instrumente is wat deur maatskappye uitgegee word. So net soos wat die aandelemark duur is in Amerika en in die ontwikkelde wêreld, is hierdie corporate credit of maatskappykrediet ook duur, soortgelyk aan die aandele. Staatseffekte wat deur die staat uitgegee word, is goedkoper en hulle het positief daar gebly. As ons kyk na hulle opinie oor geldeenhede, hulle is neutraal oor die dollar, neutraal oor die euro, positief oor die yen, bedoelende die yen kan versterk, sodat daai versterking vir 'n Amerikaanse belegger en so ook vir 'n Suid-Afrikaanse belegger sal translate in gains, in positiewe effekte op die portefeulje. Hoe dit verander het oor tyd, hulle was eers positief oor die dollar vroeg in die jaar, toe neutraal, en toe op 'n stadium bietjie meer negatief begin raak, maar mens kry die trend dat hulle voel die dollar kan dalk verder verswak, en die teenoorgestelde oor die ontwikkelende lande se geldeenhede, China, Suid-Afrika ensovoorts. Hulle was negatief daar gewees, maar hulle raak inkrementeel meer positief en hulle is nou op 'n neutrale uitkyk wat dit dan betref. As ons kyk na die kommoditeite, ondergewig energie en basismetale, maar oorgewig goud. Goud is natuurlik 'n goeie verskansing teen inflasie en 'n goeie verskansing teen geopolitiese risiko. So alhoewel die goudprys basies op 'n hoogtepunt van alle tye is daar by baie batebestuurders en ook by hierdie navorsingshuise en by onsself die uitkyk dat daar nog goeie ondersteuning in daai sin vir goud is, want geopolitiese risiko bly hoog en baie internasionale reservebanke koop goud aan om hulle reserves te diversifiseer, om minder afhanklik van die dollar en Amerikaanse staatseffekte te wees. Alpine Macro is die tweede groot navorsingshuis wat ons navorsing van kry, en hulle is baie meer positief oor risikobate. So as mens kan op 'n manier sê BCA is meer versigtig, Alpine Macro is meer aggressief op hierdie stadium en meer op die voorvoet, en die rede daarvoor is, of een van die groot redes daarvoor is dat hulle dink wat ons in die mark gaan ervaar in die volgende jaar of wat, gaan lyk soos die laat 90er jare toe die internet gebou is. Hulle dink hierdie kunsmatige intelligensie ontwikkelinge en maatskappye wat daarmee te doen het, gaan nog ver op hardloop, miskien in 'n bubble voordat dit bars, soos wat dit gedoen het in die laat 90er jare, maar hulle dink ook daar is fundamenteel positiewe dinge wat uit kunsmatige intelligensie gaan kom in terme van verhoogde produktiwiteit vir alle sektore. So hulle is bietjie versigtig vir waar dit gaan eindig vir die tegnologiemaatskappye, want hulle is al klaar duur en hulle dink dit kan aanhou en nog duurder word en daar kan dan dalk 'n bubble wees wat pop, maar aan die ander kant is hulle positief oor die tegnologie in terme van die produktiwiteit impak wat dit gaan hê vir ander industrieë. Ander opinies oor die kunsmatige intelligensie verwikkelinge is dat net soos in die laat 90er jare dit nog onseker is wie die wenners regtig gaan wees. In die 90er jare is daar baie maatskappye gewees wat nou nie meer bestaan nie. Daar was natuurlik baie maatskappye wat
nie winste gemaak het op daai stadium nie, terwyl die tegnologiemaatskappye wat nou die mark dryf en die leiers in kunsmatige intelligensie is baie groot maatskappye wat baie goeie winste maak, maar selfs hulle is besig om hulle self te stretch in terme van die kapitaal investering wat hulle doen in kunsmatige intelligensie. So hulle gebruik baie van hulle kontant en balansstaatsterkte tans om kapitaalinvestering te doen in datasentrums en energie ensovoorts om hulle self op te stel om die sterkste competitors te wees in die kunsmatige intelligensie spasie, maar almal kan nie die wenners, die uiteindelike wenners wees nie. So mens gaan versigtig moet wees oor hoe dit uitspeel. Maar in die kort termyn is Alpine Macro positief in terme van wat dit beteken vir markte. So hulle is oorgewig aandele, neutraal staatseffekte, ondergewig kontant. Hulle is positief oor Amerika, dit gaan saam met daai tema. Hulle is ook positief oor basismetale. Hulle dink die elektrifisering en alles wat saam met hierdie nuwe temas kom, gaan nog positief wees vir lank. Hulle is oorgewig sikliese beleggingsgeleenthede, oorgewig groei en hulle teenoorgestel van BCI is hulle daarom ondergewig in staatseffekte, omdat hulle meer positief in risiko is. So 'n baie meer aggressiewe posisionering. Ons eie opinie, soos wat ek nou reeds gesê het, is waarskynlik bietjie meer nader aan BCI, om bietjie meer versigtig te wees, eerder as nader aan Alpine Macro, wat tans nog vol sterkte aandele of oorgewig aandele by die stelling in portefeuilles het. Hier is BCI se posisionering. Ja, maar hierdie skyfie is eintlik uit plek. Hy moes voor Alpine gewees het, maar as mens terugdink aan BCI se opinies waar ons gepraat het, dan is hierdie hulle posisionering vir die volgende 6 tot 12 maande, en soos ek sê, dit lyk bietjie meer na ons eie opinie. Bietjie ondergewig aandele, oorgewig rentedraande instrumente, want dit gee jou bietjie 'n kussing en ook as jy bietjie wins wil vat uit die aandelemarkte wat goed gedoen het, dan lyk jou portefeulje nou so. Neutraal Amerika, oorgewig ontwikkelende lande, binne die ontwikkelde lande lyk Japan tussen die groot lande eintlik beter as Europa ensovoorts, en dan meer oorgewig in die meer defensiewe aandele sektore, so consumer staples, gesondheidsorg en utilities, wat basies nou maar elektrisiteitsvoorsiening en sulke tipe goeders is. Die meer defensiewe sektore binne aandele is waar hulle wil wees. Oorgewig staatseffekte, rentedraande instrumente en oorgewig durasie, so daar verder op die lang einde van die kurwe waar jy die beste opbrengste kry, is waar hulle geposisioneer wil wees. En dan positief die meer defensiewe geldeenhede, en tipies is die defensiewe geldeenhede Japanese yen, Swiss franc, en interessant genoeg, hulle is ook positief oor die Chinese geldeenheid. Positief vir goud, oorgewig, neutraal die basis materiale en ondergewig energie. So 'n bietjie meer versigtige posisionering in vergelyking met Alpine Macro. Wat ons eie navorsing en posisionering aan betref, het ons in die begin van die jaar gesê, daar is basies 3 uitkomste wat ons dink kan gebeur, en ons moet probeer bepaal waar ons geposisioneer wil wees. Die eerste ene is dat ons heel wat hoër inflasie sou sien en daarom geen rentekoersverhoging of rentekoers verlagings nie. Die tweede opsie was dat inflasie hoër gaan van waar dit was. So die eerste opsie is eintlik dit bly basies bo langtermyn trend, maar relatief stabiel, terwyl die tweede opsie is as gevolg van tariewe gaan inflasie nog hoër en dit word 'n groter probleem, en dan gaan jy rentekoersverhogings kry, en dit nie vir ons 'n groot waarskynlikheid gevoel nie. En die derde moontlikheid was dat inflasie sou verbeter of aanhou verbeter, en daarom kan ons rentekoers verlagings begin sien, en spesifiek as die ekonomie bietjie sou begin verswak, en dit is presies wat ons begin sien gebeur het, en dit het ons posisionering gelei, en dit het nou wel
basies uitgespeel. So ons begin rentekoersverlaging sien, die ekonomie het bietjie begin verlangsaam, maar wat ons gedoen het is, ons het takties dit probeer speel of posisioneer daarvoor, soos wat ek net nou verduidelik het. So na die markgeval het April het ons bietjie risiko teruggesit, en nadat dit nou weer herstel het, het ons nou weer bietjie van daai winste probeer bank, en ons probeer konsentreer op die areas waar die waardasies beter is, en waar die storie net in general bietjie beter lyk, en ons sal dit net nou in die laaste deel van die presentation behandel. So in terme van die 4 groot goed addisioneel wat ons geïdentifiseer het, en waarvoor ons uitkyk, die eerste ene, ons wag vir suksesvolle binnelandse beleid toepassing in Amerika, so die Big Beautiful Bill gaan waarskynlik eers volgende jaar begin traksie kry, en dis hoekom ons sê not yet in terme van sy positiewe impak op die ekonomie. Ons wag daarvoor. Die tweede item is hierdie resessie maatstaf waar ek nou vroeër gepraat het, dat dit moet normaliseer, daardie vorm van die kurwe, dit het ook nog nie heeltemal gebeur nie, dit lyk bietjie beter, maar is nog nie normaal nie, so dis die 2 items wat uitstaande is waarvoor ons wag, maar dit wat reeds gebeur het, is die dollar het begin verswak, soos wat ons van die begin van die jaar af gesien het, en daar was bietjie van 'n aandele korreksie in April gewees, maar dit het toe nou weer daarna teruggekom, so dit het ook uitgespeel, soos wat ons eintlik verwag het dit sou. Die idees waaroor ons eintlik neutraal tussen hulle is, maar wat ons dink almal goeie idees is Suid-Afrikaanse bateklasse, en ons sal net nou kyk hoe dit vergelyk met die res van die wêreld, maar ons aandele, ons staatseffekte, Chinese aandele, is definitief in 'n bullmark, so ons dink 'n mens kan nog steeds blootstelling daaraan hê. Ons sal waarskynlik ons gewig daartoe verhoog vorentoe, ja, en ons gewig aan ontwikkelende lande, en dan ook die rentedraende instrumente, beide in Suid-Afrika en internasionaal, en dit sluit nominale staatseffekte of rentedraande instrumente en ook inflasie gekoppelde instrumente in. As mens kyk na die waardasies van inflasie gekoppelde instrumente, dan bied dit ook baie goeie opbrengsmoontlikhede vorentoe, want soos wat hulle die kort rentekoerse gaan afbring om negatiewe reële rentekoerse te stimuleer, om die ekonomie te probeer help, gaan inflasie gekoppelde instrumente waarskynlik goed doen. Hierdie grafieke wys dat China sedert September verlede jaar aansienlik begin verbeter het, en nou al heel wat meer as 20% opgegaan het, so basies in 'n bullmark area is, en dit is in Chinese geldeenhede en in Suid-Afrikaanse rand lyk dit dieselfde. So China was reeds 'n goeie presteerder gewees, maar ons dink daar is positiewe momentum in daardie mark. So as ons nou vinnig deur daai verskillende pilare of deursnitte van daardie piramide wat ek op die eerste skyfie gewys het, kyk, dan begin ons met die ekonomiese lesings, macroeconomics, en as ons kyk na groei, inflasie, monetêre en fiskale beleid en geopolitiese risiko wêreldwyd, dan is dit in die oranje area. So dit sê, wees 'n bietjie versigtig. Dis nie 'n totale imminent disaster nie, maar daar is nog steeds tekens wat sê, wees 'n bietjie versigtig. En dit kom meestal van geopolitiese risiko wat hoog is, soos wat ons weet, en dit gaan vorentoe en agtertoe. Rusland, Oekraïne is nog steeds 'n issue, Amerika en China se verhouding is 'n issue, so geopolitiese risiko hou hierdie naald bietjie na die linkerkant, en die ander item is inflasie, wat in die ontwikkelde wêreld nog steeds bo die vlakke is waar hulle dit oor die langtermyn wil hê. So tipies in Europa en in Amerika wil hulle inflasie by 2% hê, en inflasie is tipies rondom 3% of hoër, en daarom is die sentrale banke nog steeds versigtig om nie te veel rentekoerse te sny te vinnig nie, want hulle wil nie hierdie resurgence of terugkeer van hoë inflasie sien.
En as mens kyk hoe dit oor tyd ontwikkel het, hierdie verskillende elemente, groei en inflasie en sovoorts, dan kan 'n mens sien dat en dis nou op hierdie -3 tot 3 skaal waarvan ek gepraat het, so bo die lyn is positief, dis goed, onder die lyn is negatief, dan kan 'n mens sien die rooi lyn, geopolitical risiko is eintlik maar die groot risikofaktor, en alhoewel inflasie van sy hoogtepunt af verbeter het, so hierdie lyn wat meer na die positiewe deel van die grafiek beweeg, sê inflasie het wel verbeter, maar dit is nog steeds onder normaal. Dit is nog steeds hoër, 3 teenoor 2, is nog steeds hoër as wat dit moet wees, en daarom kry dit nog steeds 'n score of 'n lesing wat bietjie aan die negatiewe kant is. Soos kyk na die verskillende areas, groei en inflasie en monetêre beleid ensovoorts vir elkeen van die areas gekombineer, dan kan 'n mens sien ontwikkelende lande is in die positiewe area, hulle lyk redelik goed, so ook China, so ook Suid-Afrika, dinge is besig om te verbeter hierso, terwyl in die ontwikkelde wêreld het dinge eintlik verlangsaam oor tyd, oor die laaste jaar of wat. En inflasie wêreldwyd is bo die vlakke waar hulle dit graag wil hê, soos ek reeds gesê het. En die rede daarvoor tot 'n groot mate is die feit dat die werksmark tight is, soos hulle in Engels sê. Daar is inflasie druk op lone, omdat werkloosheid laag was. En hierdie lae werkloosheid het beteken daar's baie bedingingsmag in die hand van werkers, en daarom is lone of loonverhogings hoër as wat dit andersins sou wees, en dit sit druk op inflasie. Maar dit lyk wel of hierdie werksmark situasie besig om te verander, en dit is wat op die Fed se opinie druk. As mens kyk na hierdie grafiek, dit wys die gemiddelde aantal ure wat gewerk word, of die aggregate hours, en dit is 'n 3 maande bewegende gemiddeld, en tipies kan 'n mens sien as op 'n 3 maande verandering basis dit onder 0 gaan, so dit beteken die ure wat gewerk word nou is laer as 3 maande gelede, dan was dit tipies nie 'n goeie teken gewees nie. Hierdie grys gedeeltes is al die resessies. En die posisie waar ons nou is weer eens 'n geval van, in Amerika word daar nou minder ure gewerk as 3 maande gelede, en dit is wat die Fed bekommerd maak oor die gesondheid van die ekonomie, en spesifiek groei, en spesifiek die werkmark. So hulle het definitief bietjie meer bekommerd daar begin word as oor inflasie. Hulle het hulle fokus verander, en dis hoekom hulle nou al 'n paar rentekoersverlagings gedoen het om hierdie te probeer bekamp. So hulle probeer dit makliker maak vir maatskappye, sodat maatskappye nie hulle belde intrek nie, want mens kan dink ure wat gewerk word het te doen met maatskappye wat terugskaal. So jy kry 'n situasie soos hierdie waar daar minder ure gewerk word wanneer maatskappye terugskaal. So hulle verminder die ure wat hulle mense wil betaal, hulle verminder die aantal mense wat hulle het, daar's afleggings. Hierdie is tekens daarvan, en dis daartoe wat die Fed reageer met rentekoersverlagings. As ek vinnig kyk na die verskillende elemente, groei het definitief verlangsaam oor die laaste paar jaar. Dit is nog rondom die neutrale lesing, so dis nie asof daar reeds 'n resessie is nie, maar daar was definitief verlangsaming gewees. En China, weet ons, het gesukkel om hulle ekonomie te stimuleer, en hulle probeer nog steeds baie doen, en as dit traksie sou kry en dramaties verbeter, sal dit 'n positiewe verwikkeling wees. Monetêre beleid, gaan ek nie veel oor sê nie, maar daar was ook 'n bietjie verlangsaming in die mate waartoe dit stimulerend was, en so ook fiskale beleid is kan of rondom die neutrale gedeelte. Amerika, die Big Beautiful Bill gaan waarskynlik beteken hierdie rooi lyn beweeg op volgende jaar en word 'n positiewe drywer, maar tans is die fiskale posisionering in Amerika nie stimulerend vir hulle ekonomie nie. Meer moet eintlik gedoen word aan die fiskale kant, maar ek sê die Big Beautiful Bill sal dit gee.
In die ontwikkelende lande lyk dinge eintlik redelik goed. En in Suid-Afrika is ons nog bietjie onder die gemiddeld. So as ons alles in ag neem, dan kry ons nog steeds hierdie lesing dat ons bietjie versigtig moet wees, en daar was definitief bietjie van 'n verlangsaming in die ekonomiese gesondheid van die wêreld oor die laaste jaar of 2, 3, en spesifiek in die ontwikkelde wêreld, nie soseer in die ontwikkelende wêreld nie. Die gryslyn is die ontwikkelende wêreld, en mens kan sien, daar was eintlik verbetering relatief gesproke tot 'n neutrale posisie oor die laaste paar kwartale in die ontwikkelde wêreld, soos ontwikkelende wêreld. Miskien soos wat die tarief geraas bietjie begin bedaar het en daar agreements gemaak is ensovoorts. So ter opsomming, as mens hierdie lesings van ons kyk het, maar net op hierdie basis na kyk, dan skets dit hierdie selfde prentjie van bietjie versigtig vir die meeste ontwikkelde lande, bietjie meer positief vir die meeste ontwikkelende lande, soos Suid-Afrika, en binne die ontwikkelde lande is Japan eintlik die een wat die beste lyk het ekonomiese oogpunt. Die tweede aspek is hierdie resessierisiko waar ons reeds gepraat het. Ons het hierdie reeds behandel. Daar is nog steeds so 20 tot 30% kans van 'n resessie in Amerika, en 'n mens moet 'n bietjie versigtig wees. Geldeenhede, die Amerikaanse dollar het bietjie verswak hierdie jaar sover omtrent 10%, en dit was die uitlaatklep gewees wat druk afgehaal het van die stelsel, want die ander elemente, die werkmark het baie beperkend gebly, so daar was nie enigiets wat positief eintlik daaruit verander het nie. Yields koerse het hoog gebly, het nog nie eintlik dramaties beweeg nie, so dit was die dollar gewees wat die uitlaatklep was vir enige ekonomiese druk wat daar wel was. En in Amerika is die ondersteuning vir die dollar besig om bietjie te verswak. So as mens kyk na al hierdie verskillende elemente, besigheids confidence, consumer confidence, ensovoorts, groei, koerse, inflasie, en jy bepaal die mate waartoe dit ondersteunend vir die dollar is, dan het dit bietjie minder geword in die laaste tyd. En mens kan dit maklik sien op hierdie grafiek. So hierdie is die opsomming van al hierdie verskillende lesings, die mate waartoe dit ondersteunend vir die dollar is, en mens kan sien in 2023, 2022 was daar meer ondersteuning vir die dollar gewees, en oor die laaste 2 jaar in spesifiek, nou die laaste ruk het dit nog minder geword in terme van ondersteuning vir die dollar, en ons het die 10% verswakking in die dollar gesien wat saam met dit gekom het. Suid-Afrika, die rand is nog steeds swakker as wat hy behoort te wees, en ons sal net nou kyk tot watter mate, nie meer so dramaties soos wat dit was nie. Hy het natuurlik nou teruggekom na rondom die R17.20, 30 rond, afhangend van wanneer mens kyk, so hy het al reeds bietjie versterk, maar hy is nog steeds swakker as wat hy in teorie behoort te wees, as mens kyk na iets soos purchase power parity. En die ondersteuning vir die rand in vergelyking met die geldeenhede van ander lande is besig om te verbeter. En natuurlik, jy weet, dit voel vreemd as mens sê, dinge kan ten gunste van die rand wees, jy weet, teenoor ander lande wat obviously groter en sterker as ons is, maar mens moet onthou, dis alles in relatiewe terme. So as ons rentekoerse hoër is as Amerikaanse rentekoerse, en ons sny nie teen dieselfde spoed as hulle byvoorbeeld nie, dan beteken dit, mense kan beter rente in Suid-Afrika kry, en hulle is geneig om na Suid-Afrika toe te kom met hulle geld, all else equal, daai positiewe rentekoersverskil is ten gunste van die rand. So dis hoe mense goed moet verstaan. Dit sê nou nie Suid-Afrika is 'n groter ekonomie as Amerika nie, want ons weet dis nie die geval nie, maar op 'n relatiewe basis kan dinge so verander dat dit relatief meer ten gunste van die rand kan word teenoor ander geldeenhede, en oor tyd kan mens sien dit het wel gebeur oor die laaste paar kwartale. Het die
beweging van rentekoerse, groei ensovoorts, bietjie meer ten gunste van die rand geword. So waar staan ons in terme van wat die portefeulje implikasie vir ons kan wees van randbeweging? As ons kyk na ontwikkelde lande se geldeenhede, dan is die rand nog steeds swakker as wat hy moet wees. So dit beteken hy kan versterk as hy na sy teoretiese vlak beweeg, en daai versterking van die rand sal negatiewe effek op ons portefeuilles hê. So dit sê jy's in die buiteland belê, die rand versterk, so jy verloor actually. En dit is so -10 tot -8, kom ons sê maar -10, is die wind van voor wat 'n versterkende rand kan wees in terme van die impak op ons portefeuilles. Japan is die een wat uitstaan, soos ek sê, die yen is swakker as wat hy moet wees, net soos die rand swakker is. Die yen is nog swakker, relatief gesproke tot ander geldeenhede, so hy kan versterk selfs teen die rand. So indien 'n mens blootstelling tot Japan sou hê en die yen versterk, dan kry jy die positiewe effek daarvan as jy dan oorskakel na rand in jou portefeulje. Maar oorhoofs, as jy mens kyk na ontwikkelde lande, moet ons nog steeds bietjie versigtig wees dat die rand nie teen ons versterk nie. Teen ontwikkelende lande lyk dit bietjie beter, so enigiets tussen 4 tot 7% wat die rand nog kan versterk, en daarom 'n wind van voor wees vir portefeuilles, maar nie so dramaties soos in ontwikkelde lande nie. Bateklaswaardasies, kom nou na die einde toe. Ek sal 'n bietjie vinniger moet gaan, weet ek ook, maar hierdie grafieke wys hoe die wêreldmarkte, die oranje lyn, sterk presteer het oor die laaste ruk, en dit het eintlik bietjie voor die fundamentals uitbeweeg. So as mens kyk na verdienste groei en dividende groei en sovoorts, dit het gegroei, maar die mark het nog meer opgegaan. En dit sê ook vir mense moet bietjie versigtig wees, want hierdie lyne loop eintlik saam. So 'n mark is goedkoop as die oranje lyn onder die fundamentele aspekte is, en 'n mark is duur as hy bo die fundamentele aspekte is. Dit sê hy het bietjie vooruit gehardloop, en 'n mens moet bietjie versigtig wees. Winsvlakke is ook hoog in die ontwikkelde wêreld, wat deur die MSCI World verteenwoordig word, so mens moet bietjie versigtig wees as daai winsvlakke normaliseer. Tegnologiemaatskappye maak baie goeie winste tans, so dit kan natuurlik hoog bly, maar enige teleurstelling in daai area of 'n resessie wat net oor die algemeen winsmarges dempen, kan natuurlik 'n negatiewe effek op die grafiek hê. Prys-verdienste verhouding wys dat ontwikkelde lande aan die duur kant is. Vorentoe kyk prys-verdienste verhouding en terugkykende prys-verdienste verhouding wys beide dat die mark duur is. Prys tot boek duur, dividendkoerse duur. So die ontwikkelde wêreld lyk duur. As mens Suid-Afrika daarmee vergelyk, sien die mense hierdie teenoorgestelde prentjie waarvan ek gepraat het. Die oranje lyn wat die mark is, het goed gedoen onlangs, maar hy's nog besig om op te vang met die onderliggende fundamentele aspekte soos verdienste groei en dividende groei. So daar's nie 'n rede hoekom ons mark hoef te val nie. Dis nie asof hy op 'n duurpunt is nie. Hy lyk eintlik nog goed in vergelyking met sy onderliggende fundamentele aspekte. Ons winsmarges is besig om te normaliseer, maar is nie abnormaal hoog nie, so dis ook 'n positiewe teken. En ons verdienste verhoudings is rondom die neutrale vlakke, miskien op 'n vorentoe kyk basis nog steeds 'n bietjie onder normaal, so dis 'n positiewe teken. So Suid-Afrika is 'n voorbeeld van 'n land wat beter pryse van ons aandele het as ontwikkelde lande, en Japan se grafieke, jammer, nie Japan nie, China se grafieke lyk baie dieselfde as Suid-Afrika se grafieke. So dis positief. Ek het reeds daaroor gepraat. So as ons kyk na die waardasies van die verskillende geografieë en bateklasse op hierdie skaal van, jy weet, wat is goedkoopste, wat is jy mees positief oor en wat is duurste?
waarvoor moet jy die meeste versigtig wees? Dan kan 'n mens sien waar sit Suid-Afrika en China byvoorbeeld en waar sit Amerika en die ontwikkelde indeks MSCI World. Dit is die duurste ene, maar wat ons ook hier probeer wys het is hoe dit verander het oor die laaste 2 jaar. So in die 4de kwartaal van 2023 was daar baie meer areas wat goedkoop was en natuurlik hoe word iets duur? Jy weet, deur goed te doen, deur op te gaan. So die mark het goed gedoen en ons het goeie opbrengste gekry in portefeuilles soos wat ons weet, maar in die proses het ons van baie goedkoop en baie areas wat goedkoop is 2 jaar gelede beweeg na minder areas wat goedkoop is en meer areas wat duur is. En dit is presies wat ons ervaar het in die portefeuilles. Jy weet, ons het goeie opbrengste gehad, maar ongelukkig het dit beteken baie areas is nie meer so goedkoop as wat dit 2 jaar gelede was nie. So as ons baie vinnig kyk na die op hierdie visuele manier hoe om dit interpreteer, Suid-Afrikaanse waardasies, as jy net na waardasies van ons aandele kyk, is neutraal, ons rentedraende instrumente lyk goed, ons eiendom is neutraal, ontwikkelende lande se aandele is nog bietjie duur, nie so duur soos ontwikkelde lande en Amerika se nie, maar nog steeds bietjie aan die duurkant. China is omtrent neutraal gewaardeer. Dis natuurlik voor mense ekonomiese aspekte bybring. So hierdie is nou net die waardasie van die bateklasse waarvan ons praat. Amerika die duurste soos wat ek gesê het. Internasionale eiendom neutraal, internasionale staatseffekte neutraal. En sovoorts. Ek dink nie ek gaan in detail deur elkeen van hierdie praat nie. Ons het nou al die punt gemaak in die algemeen hoe die waardasies lyk. So julle kan self hierna kyk in die presentation of die skyfies wat ons vir julle gestuur het. As ons dan net die dinge begin by mekaar bring, dan kyk ons hoe lyk dinge as ons die ekonomiese aspekte en die resessierisiko en die geldeenhede se waardasies en die bateklasse waardasies alles in ag neem, wat impliseer dit dan vir die verskillende geografieë en die lesing vir die 4de kwartaal van hierdie jaar is wat in hierdie grys kolom is, en as mens al hierdie dinge in ag neem, dan wys dit nog steeds vir jou Amerika en die ontwikkelde wêreld lyk bietjie minder goed. Op 'n skaal van -3 tot 3 is dit so op -1, soos nie 'n totale disaster of 'n groot probleem nie, maar definitief lyk dit bietjie minder goed, of dit lyk bietjie slegter as die laaste paar items. Binne die ontwikkelde wêreld lyk Japan die beste, is omtrent neutraal. Emerging markets lyk bietjie beter as ontwikkelde lande en China en Suid-Afrika ook baie nader aan neutraal. So dis alles relatief, niks is 'n +2 of 'n +3 wat sê nou moet jy alles daar ingooi nie, maar relatief gesproke kan 'n mens sê posisionering in Japan, ontwikkelende lande, China en Suid-Afrika bied aan jou beter geleenthede en minder risiko van kapitaalverlies as wat posisionering in hierdie ander geografieë beteken, maar 'n mens moet natuurlik nie binêr daar wees nie. Ek bedoel, hierdie sê nie moenie in Amerika belê nie, dit sê net moet miskien nie alles in Amerika hê of oorgewig Amerika wees ten koste van hierdie ander geografieë wat eintlik bietjie beter lyk nie. Handhaaf net 'n balans, is basies wat dit sê. En al hierdie lesings, soos wat die mark sterk presteer het die lesings maar bietjie verswak. En dis nou weer daai storie wat ek net nou gesê het, soos wat iets goed doen, word dit nie goedkoper nie, dit word duurder. So die prentjie in terme van die score wat jy dit wil gee, word bietjie slegter, soos wat jy goeie opbrengste kry, en dit sê jy moet bietjie inkrementeel wins neem en bietjie meer versigtig wees. Dis wat die grafiek illustreer. Style, net baie vinnig, want die style is maar dieselfde syfers as wat mens sien in die bateklaswaardasies as jy na aandele kyk, en dan sit net tussen die style waar die relatiewe verskille kom. So die syfers is almal negatief omdat aandele nie goedkoop is wêreldwyd nie, dis neutraal tot duur, maar die style daarom in Suid-Afrika lyk ook beter as in die res van die wêreld, en binne Suid-Afrika lyk momentum en waarde as 'n styl lyk bietjie beter as wat kwaliteit en groei lyk. So groei en kwaliteit is die duurder style in Suid-Afrika en ook wêreldwyd.
sien mens dieselfde prentjie. 'n mens moet ook nie dit binêr benader nie, so alhoewel ons dink momentum en waarde behoort bietjie meer van 'n oorgewig te kry, moet 'n mens nie kwaliteit en groei heeltemal uitgooi nie, want kwaliteit as 'n styl byvoorbeeld is die meer defensiewe styl. So as daar 'n een of ander hiccup is of een of ander probleem in die wêreld ontstaan, soos 'n resessie of een of ander dislokasie, dan sal, kom ons dink in die voorbeeld waar alle aandele val, dan sal kwaliteit dalk bietjie minder val as wat momentum of waarde of groei doen. So mens moet ook op daai risiko bestuur manier daaroor dink. En op daai manier ook 'n bietjie blootstelling hou aan iets soos kwaliteit. Dit kan dalk duur wees, maar dit is meer defensief as daar iets verkeerd gaan. En ek het reeds gepraat oor hierdie verloop voor die laaste paar jaar wat die lesings gehad het. So op ons het nou na die geografiese vlak gekyk, as ons op die bateklas vlak kyk en ons neem al die elemente in ag, ekonomiese aspekte, resessie risiko, geldeenhede en die bateklaswaardasies, en dan kyk ons na elke individuele bateklas en geografie, dan kry ons die lesings hieronder. En weer eens, ek gaan nie elkeen lees nie, maar die oorwegende prentjie is Suid-Afrika en ontwikkelende lande lyk bietjie beter as ontwikkelde lande. Ontwikkelde lande moet mens bietjie meer versigtig voor wees. Niks is op -3 nie, so niks sê vir jou verkoop alles wat nie kontant is en gaan kontant toe nie. Alles is maar so rondom 0, -0.5, -1. En die slegste lesing is Amerikaanse aandele op 'n -1.73, wat sê jy wil waarskynlik so tussen 5 en 10% ondergewig Amerikaanse aandele wees oorhoofs. En as mens daai syfers op hierdie manier na kyk, dan kry mens hierdie prentjie. So ons kan baie vinnig daardeur gaan. Dit neem nou al die aspekte in ag, die waardasies en die ekonomiese aspekte. So dit is die beste gids vir posisionering wat alles in ag neem. Suid-Afrikaanse aandele neutraal, eiendom neutraal, rentedraende instrumente neutraal. Hulle waardasies is natuurlik goedkoop, maar daar is ander aspekte soos geopolitiese risiko wat dit terughou. Ontwikkelende lande se aandele bietjie ondergewig, maar hulle lyk beter as die ontwikkelde wêreld. Wanneer ons net sal kyk, China neutraal, en dan ontwikkelde lande se aandele bietjie meer ondergewig. En Amerika kan mens sien die mees versigtigste voor. Internasionale eiendom bietjie slegter as neutraal, so ook internasionale rentedraande aandele. En as mens kyk na die volgende vlak, wat nou die sektore in Suid-Afrika is en die cap sizes en dinge soos Amerikaanse kleiner maatskappye en internasionale kleiner maatskappye en die ander geografieë soos Japan en die UK en Europa waarna ons nog nie gekyk het nie, dan sien 'n mens ook dat die Suid-Afrikaanse bateklasse slightly beter doen. Hulle val binne die normale lesing, en binne die ontwikkelde wêreld lyk Japan byvoorbeeld ook bietjie beter as wat Amerika gelyk het, en kleiner maatskappye lyk bietjie beter as wat die S&P 500 byvoorbeeld lyk en wat die Magnificent 7 lyk. Grootendeels omdat kleiner maatskappye se waardasies goedkoper is as wat die groot maatskappye en spesifiek die tech maatskappye is. En as ons op hierdie basis daarna kyk, dan kan ons sien meeste van die lesings is in die neutrale area, of dat jy slightly versigtig moet wees. So niks dramaties in terme van, in die rooi, wees net in kontant, of in die groen, gaan in met alles in die aandelemark nie. Mens is maar min of meer neutraal of bietjie onder neutraal. So, om klaar te maak, ons
aanbevelings vir portefeuilles spesifiek dan, as jy jou portefeuilles bou met gebalanseerde fondse, multi-asset class fondse, jy belê net in gebalanseerde fondse, en dan sal ons sê, hou die blootstelling oor verskillende style, moenie enige styl uitsluit nie, en hou wat ons noem 'n defensiewe blok in rentedraende instrumente. En hoe dit prakties in portefeuilles lyk, is dat ons van al die gebalanseerde fondse 'n bietjie geld weggeneem het, en ons het dit nou al 'n jaar of meer gelede gedoen, so hierdie is 'n aanbeveling wat in plek bly. Ons het 'n bietjie van die gebalanseerde fondse weggeneem, en ons het dit in van hierdie flexible fixed income bestuurders soos Portfolio Metrics of Visio se unconstrained fixed income of Coronation Active Income Plus gesit. En meeste van daardie fondse het dubbelsyfer opbrengste in die laaste jaar gegee, en die vooruitsigte wat hulle gee, alhoewel rentekoerse bietjie afkom, is dat hulle dink oor die volgende 12 maande hulle nog steeds baie naby aan dubbelsyfer opbrengste in nominale terme gaan gee. So dit maak sin om 'n bietjie van die goeie aandele prestasie wat ons gehad het, bietjie te probeer inlok, en om hierdie buffer te behou, omdat ons eintlik goeie opbrengste daaruit kry. So dit is die posisionering vir gebalanseerde fondsportefeuilles. So vat net 'n bietjie geld weg en hou dit in 'n buffer. En die tweede aanbeveling is, as jy altyd vir China het, is daar geleenthede in iets soos 'n Prescient China Balance Fund of Satrix MSCI China ETF, waar mense 'n bietjie China blootstelling kan vat. Al ons kliënte is nie inskikkelik om enkel land blootstelling te hê nie. So dit is nie vir almal nie, maar waar mense wel die aptyd daarvoor het, is dit 'n tweede aspek wat jy in hierdie portefeulje kan inbring, saam met die buffer wat jy in rentedraende posisionering hou. En dan die tweede of die ander manier waar portefeuilles gebou word, as mense dit op 'n boublok basis bou, waar jy individuele blootstelling tot elke bateklas koop, en taktiese blootstelling, taktiese tools doen rondom dit, dan is hierdie ons aanbevelings. Dit is baie dieselfde as wat dit in vorige kwartale was. Hier en daar is daar 'n tweak. Soos ek sê, die laaste verandering is om te sê, neem 'n bietjie wins uit markte wat goed gedoen het, nie te veel nie, miskien 5%, en beweeg dit terug na rentedraande instrumente, net om jou 'n bietjie van 'n buffer te gee en 'n bietjie van die goeie opbrengste wat ons gehad het in te sluit. Maar as ons vinnig kyk na die lysie van aanbevelings, sê ons, moenie uitverkoop uit dinge wat jou dalk seer gemaak het in die onlangse verlede nie, spesifiek as dit internasionale rentedraande instrumente is, want as daar enige dislokasie nog plaasvind, dan sal dit beter doen en jou help. Internasionale kwaliteit en groei as style is duur, maar dit is ook 'n handige manier om blootstelling aan tech te kry, as mense nie noodwendig 'n tech fonds wil koop nie, want die groei bestuurders gee jou blootstelling tot tegnologie, so dit is 'n rede om groei te hou, en soos ek reeds gesê het, 'n rede om kwaliteit te hou, alhoewel hierdie twee die duurste style is. Kwaliteit is meer defensief. Kwaliteit beteken sterk balansstate, en sovoorts, en as daar dislokasie kom, dan sal dit relatief gesproke binne aandele jou bietjie meer beskerm. So, hulle is duur, maar moenie daarvan ontslaa raak nie. Behou posisie waar ons nou alreeds gepraat het in rentedraande instrumente, en hou die durasie daarvan redelik lank, en spesifiek kan 'n mens kyk na inflasie gekoppelde instrumente, want hulle pryse lyk ook goed, en dit lyk of hulle goeie opbrengste sal kan gee. Ons het 'n aanbeveling gemaak om aan te hou om die ondergewig blootstelling tot eiendom te verlaag, so beweeg neutraal toe wat eiendom blootstelling aanbetref. Dit bly 'n aanbeveling. Hou ten minste 'n neutrale blootstelling tot ontwikkelende lande, wat China insluit, dit bly in plek, en soos wat die nuwe 5-jaar plan in China uitspeel, en daar hopelik meer traksie kom, sal ons waarskynlik ons blootstelling tot China nog bietjie verhoog. So dit kan dalk 'n toekomstige aanbeveling wees.
hou die ondergewig tot die duurste areas en dit is basies ontwikkelde lande en Amerika se aandele. Ondergewig dit, want dit is die duurste en waar mens wel daai geld eerder heen kan skuif is Japan wat beter doen of nie, beter lyk, ek so stel nie, beter doen nie, maar beter lyk op 'n waardasie en 'n algehele basis. En medium tot kleiner maatskappye globaal eerder as die groter maatskappye. So jy 'n bietjie 'n beter balans tussen groot en klein, want die beter waardasies is in die kleiner maatskappye. Ek het reeds gepraat oor Suid-Afrika en China, ten minste neutraal in daardie areas, want hulle lyk goed. In China beveel ons aan 'n mengsel tussen Hong Kong gelyste aandele en Shanghai gelyste aandele, sodat mens beide aspekte van die Chinese mark dek, en daar is fondse wat dit doen, wat julle in julle portefeuilles het en waar ons verder kan praat. Prescient en 91 het sulke fondse. Hou die goud blootstelling. Goud is baie hoog. Mens kan bietjie wins neem terug na jou neutrale posisie toe, en dis wat ons tipies in ons house view doen. Ons wil so 5-6% goud hê, en soos wat die goudprys opgehardloop het en die goudmyne opgehardloop het ons het bietjie teruggetrim na die neutrale posisie toe, maar moet dit nie heeltemal elimineer nie uit jou portefeulje nie, alhoewel mens nou wat geld daaruit gemaak het. Dit speel 'n diversifiserende rol en 'n stabiliserende rol in portefeuilles, en veral is dit 'n goeie verskansing teen enige inflasie surprise of 'n geopolitiese iets wat skeefloop. Dit sal nog steeds dit ondersteuning vir goud bied as dit gebeur. So goud is bietjie 'n insurance policy, 'n versekeringspolis in 'n portefeulje. Dit betaal jou nie 'n yield nie, dit het nie 'n opbrengs nie. So dis die prys wat jy betaal om goud te hou, maar goud help wanneer dinge skeefloop, en daarom help dit om te dink daaroor as 'n versekeringspolis van 'n of soort van 'n tipe. En dan laastens behou blootstelling tot tegnologie. Dit is duur, die tegnologie maatskappye is duur, maar hulle maak goeie winste en daar is 'n baie goeie positiewe momentum rondom kunsmatige intelligensie, en soos ek vroeër gesê, die sprake is meer of dit 'n bubble gaan word, maar dit kan nog baie verder opgaan voor dit eventueel afkom. So mens moet nie sê jy wil dit glad in jou portefeulje hê nie, maar ons kies om dit deur die groei bestuurders blootstelling daartoe te kry, eerder as om 'n tegnologiefonds te koop. Ons dink dis 'n veiliger manier om dit te doen. So behou daardie blootstelling, behou die goud blootstelling, en ons is oor die langer termyn ook positief vir kommoditeite. Ons dink die elektrifisering wat in die wêreld moet plaasvind, ensovoorts, en veral as China se ekonomie verbeter, sal positief wees vir kommoditeite, basiskommoditeite, so kommoditeite buite die edelmetale. En dan laastens, die rand kan nog bietjie versterk soos gesien het, en dit lyk asof die dollar op 'n verswakkende traject is, so ons wil ook nie by die maksimum oorsese blootstelling wees nie. As 'n mens baie min oorsese blootstelling in jou portefeulje sê, dan is die rand teen R17.30, 40, 50 waarskynlik 'n punt waar jy bietjie geld uit kan vat, maar omdat daar nog steeds 'n bietjie risiko is van verdere versterking van die rand of verswakking van die dollar, wil ons nie by die maksimum wees nie. Ons is so rondom 30-35%, of 30 as jy China uitsluit uit jou portefeulje, en as jy China insluit wat nou 'n ontwikkelende land is, obviously, dan is ons oorsese blootstelling wat ons aanbeveel so 35-37, maar nie by die maksimum 45 nie. En hierdie is maar net die prentjie wat basies dit wat ek nou het gesê het wys. So oorgewig, bietjie daai buffer in rentedraande goed, ondergewig aandele in die ontwikkelde wêreld waar dit die duurste is, en neutraal tot oorgewig in Suid-Afrika en China, ensovoorts. En dan die bietjie goud blootstelling. En dis hoe dit lyk in 'n portefeulje wat
Reg 28 byvoorbeeld compliant is en dan as 'n mens net na 'n global portefeulje kyk, dan lyk dit soos hierdie, dis dieselfde rigting waarin die syfers wys, dis nou maar net die internasionale gedeelte wat opgeblaas is na 'n 100% portefeulje, omdat dit net 'n global portefeulje is. En dit is die einde. 'n uur en 15 minute. Ek hoop dit was nie te lank nie. Dit is maar baie om deur te kom, maar ek hoop dit het jy 'n goeie idee gegee van hoe ons die wêreld sien en hoe ons dink posisionering behoort te wees vir hierdie kwartaal en in volgende jaar in. Maar ons sal die gesprek natuurlik optel by die beleggingskomitee vergaderings wat ons binnekort met julle gaan hou. Baie dankie dat julle geluister het en geniet julle dag.